Ons is besig om sulke hop, skip en jump deur Petrus brief te gaan, want dit is so 'n kragtige, volledige brief, maar ons vat net hier en daar grond en ons tema vandag uit hoofstuk 3 is so lyk 'n heilige lewe. So lyk 'n heilige lewe. En ek het vir julle gevra en ek hoop julle doen dit, dat julle vooraf asseblief die gedeeltes in Petrus gaan lees, dat julle die oorsig kan hê, want ek vat net hier en daar grond in Petrus. Maar ek vra ook asseblief vir julle dat julle julle Bybels moet saambring en julle penne moet saambring en moenie bang wees om met 'n pen in jou Bybel te onderstreep nie. Dit gaan vir jou baie beteken op die dag op die pad vorentoe. So bring dit ook asseblief saam. So maak julle Bybels oop daar by 1 Petrus 3. Ek hoop hy val al oop daarso. My Bybel is op bladsy 310. Maar kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook in U teenwoordigheid mag wees. Dat ons kan weet, God is hier teenwoordig. U is teenwoordig deur die Gees wat in ons harte woon, maar ook deur die woord wat kragtig is, soos 'n hamer is wat die hardste klip kan stukkend slaan. En ons wil bid, Here, dat U woord en die Gees ook vanoggend dit sal doen om alle weerstand af te breek, harte van klip te verander in harte van vlees. Maar ons bid ook, Here, dat U ons sal bewaar van die aanslag van die bose, dat U ons sal verlos van die bose wat enige houvas op ons probeer kry, sodat ons bevry, ons aandag, ons oë op U gefestig kan hou. En dit bid ons in die naam van Jesus die Here, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Soos ek al vir julle by vorige geleenthede gesê het, gaan ek nie vandag vir julle die hele hoofstuk lees nie. Ek is daar van julle wat sal sê, dan Vader. Maar ek gaan verwys na bepaalde teksgedeeltes in hierdie gedeeltes. So hou maar julle Bybel oop daar by hoofstuk 3. Ons het begin deur te vra, wat het die bangbroek Petrus, wat ek bang was om te erken dat hy 'n volgeling van Jesus is, aan 'n diensmeisie? Wat het hom verander tot hierdie onverskrokke Petrus, wat die Joodse raad vreesloos uitdaag, wanneer hulle hom sê, julle mag niks verder sê oor hierdie Jesus wat opgestaan het nie. Dan sê Petrus en Johannes vir hulle in Handelinge 4, van vers 19, julle moet maar self besluit wat vir God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dis onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Wow, is dit dieselfde Petrus? Wat het veroorsaak? 2 dinge. Petrus het die lewende Jesus wat uit die dood het opgestaan het, ontmoet. Hy kon sien Jesus leef. Die tweede ding, hierdie Jesus het hom nie afgeskryf nie. Hierdie Jesus het hom weer in sy roeping bevestig as die leier van die kerk. En daarom leef Petrus onverskrokke in gehoorsaamheid hierdie roeping uit. En dit is hoekom ons ook hierdie brief van Petrus het, 1 en 2 Petrus, die 2 briewe. Want Petrus het sy nuwe identiteit in Christus omhels en sy roeping daarvolgens uitgeleef. So, verlede week het ons gepraat oor identiteit. Jou identiteit, wees heilig. Jou roeping, leef heilig. Wees heilig, leef heilig. Die kern van Petrus se brief. Maar ek het ook verlede week gesien dat ons sukkel nogal met hierdie hele begrip van heilig wees. Ek het vir julle gevra, as jy heilig is, steek jou hand op. En ek het gesien die huiwering en sal ek of sal ek nie, en daar mense wat gewaag het om hulle hande op te steek, en ander wat baie huiwerig was daaroor. Hoekom sukkel ons so daaroor? Want ons het ek vir julle versê, ons verwar dit by 2 dinge. Heiligheid beteken nie sondeloos nie. Heilig beteken nie sondeloos nie, maar beteken dat God jou gekies het, dat God jou wedergebore laat word het,
sodat jy heilig kan wees, sodat jy vir hom afgesonder en sy eiendom, sy kinders kan wees. God het jou heilig gemaak. Maar die ander probleem waarmee ons sukkel rondom heiligheid is die begrip van skynheilig. Skynheilig beteken dat jy 'n skyn Christen is. Dat jy gee voor dat jy gered is, dat jy afgesonder is vir God, maar jou woorde en jou dade weerspreek dit. En ons kry dit in alle kerke, alle denominasies, is daar ook skynheiliges, skyn Christene. Ons sit in die kerk as onwedergebore, ongelowige mense wat die skyn van Christendom het, maar nie die heiligheid daarvan het nie. En hulle steek die kerk en hulle steek vir Christus in die skande, gee vir Jesus 'n slegte naam. En Paulus praat van hulle in 1 Timoteus 3 vers 5, hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens ken hulle nie. En jy onthou wat Gandhi gesê het, nee? Ek hou van julle Christus, maar ek hou nie van julle Christene nie. En wat Petrus vanoggend vir ons wil sê, as jy nie jou identiteit in Christus omhels nie, as jy nie jouself sien soos wat God jou sien nie, dat jy heilig is nie, kan jy ook nie jou roeping uitleef en 'n getuie van God se verlossingsdade wees deur heilig te leef nie. As jy nie jou identiteit omhels nie, kan jy ook nie jou roeping uitleef nie. Want dan gebeur dit baie maklik dat jy hierdie aangeplakte, kunsmatige, regte lewe het, in plaas van die egte, nuwe lewe, wat God deur sy Gees in ons lewens skep, as sy wedergebore kinders. En hier in 1 Petrus 3, wys Petrus ons hoe ons dan hierdie nuwe lewe, hierdie heilige lewe moet leef. As jy jou identiteit omhels het, hoe leef ek dit? So leef 'n mens dit, sê Petrus in hoofstuk 3. Hy begin deur, ons gaan 3 punte hê vanoggend. Die eerste is, hy begin by die kleinste kring in die huwelik, man en vrou, en sê, dis die oefenskool, hoe om te oefen om heilig te lewe. Dan kring hy dit weier uit na die gelowige binne die wêreld, hoe om heilig te lewe, te midde van die weerstand en teestand en swaar kry en beproewinge. En dan derdens sê hy, hierdie moeilik lewe as heilige in hierdie wêreld moet jou nie onderkry nie. Want Jesus het uit die dood het opgestaan, hy is die oorwinnaar en dis jou anker in hierdie heilige lewe. So, vanoggend eerste punt. Leef anders in jou naaste verhoudinge. Dis die eerste 7 verse. Petrus begin by die vrou en vra, hoe leef ek as vrou 'n heilige lewe? Ons gaan volgende Sondag, wanneer dit Moedersdag is, en ons gaan 'n baie spesiale geleentheid maak van Moedersdag, gaan ons fokus op die waarde en die roeping van die vrou, veral ook binne die huwelik. Maar Petrus gaan verder in vers 7 vra hy dan, hoe leef ek as 'n heilige man binne my huwelik? 1 Petrus 3 vers 7 sê, en ek lees vir julle die boodskapvertaling, julle die gewone vertaling daar op die bord. Hy sê vir die mans, net so moet 'n man hom goed gedra in sy gesin. Jy moet altyd mooi optree teenoor jou vrou, haar nie seermaak of ongeskik met haar wees nie. Onthou, sy kan haarself nie so goed beskerm en verdedig soos jy nie. Net soos vir jou, het God ook vir vroue die ewige lewe uit genade gegee. As jy so leef, sal jy baie rustig met God in gebed kan praat, sonder dat jou gewete jou pla. Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saam leef. Dit is nogal 'n moeilike opdrag, nee. Ek sien die manne se wielietjies draai in hulle kop en sê, hoe die vet doen 'n mens dit? Ons moet eerstens begin verstaan dat vrouens in hulle wese anders as ons as mans is. Hulle is anders geskep tot in elke selletjie van hulle menswees. Hulle is anders gewire, hulle het ander rol en roeping as ons as mans. En daarom moet ons
hulle probeer verstaan. Ek kan nie sê ons moet hulle verstaan nie, ek kan net sê, ons moet hulle probeer verstaan en sensitief wees vir hulle andersheid, vir hulle emosionele en fisiese behoeftes wat totaal anders as die van ons as mans is, en daarom moet ons hulle nie in hierdie proses seermaak of ongeskik behandel, juis omdat hulle anders is nie. En die belangrike wat Petrus hier wil sê, en ons mans moet dit hoor, vrouens is nie minderwaardig teenoor ons as mans geskep nie. Noop dit. Ons is gelykwaardig in Christus geskep. Genesis 2 vers 18 sê, toe God man en vrou gemaak het, het hy die vrou, man en vrou geskep, en hy het hulle as gelyk is geskep. 'n Vrou is net so deur God uitverkies, en net so uit genade gered soos ons as mans. En daarom is vrouens kosbaar en waardevol en moet ons hulle beskerm en ondersteun. En dit is die hele bedoeling van Petrus, soos as sê, 'n heilige lewe vir 'n man beteken in huwelik dat jy jou vrou sal eer en respekteer. Waardering toon deur jou woorde, dade en erkenning gee vir haar rol en gawes. En dit beteken dat ons as mans teenoor alle vrouens dieselfde soort van eer en respek moet toon. En die feit dat hy praat van die swakker geslag beteken nie dat hulle swakker in karakter is of swakker is in wie en wat hulle is nie. In die tyd wat Petrus hierdie skrywe was vrouens beskou as implemente, as iets wat jy in die huis gebruik en misbruik en weggooi as jy dit nie wil hê nie. Geen waarde aan geheg nie, want die mans was die sterker geslag. Hy sê met julle nie misreken nie. Onthou, hierdie swakker geslag dui op fisiese en sosiale kwesbaarheid, maar nie op minderwaardigheid nie. Nie minderwaardig nie. En jou as man se houding en optrede teenoor jou vrou wys of jy jou identiteit omhels het as 'n heilige, om as 'n heilige man teenoor jou vrou op te tree en te leef, en of jy 'n skynheilige skynchristen is. Dit wys of jy 'n straatengel maar huisduiwel is. Ken die uitdrukking nie. 'n man se houding teenoor sy vrou beïnvloed ook jou houding teenoor God. Jy kan nie met 'n rein gewete na God in gebed gaan as jy jou vrou se vloer laat behandel nie. Maar wanneer jy saam met jou vrou na die Here gaan in gebed, juis omdat jy haar behandel soos wat 'n heilige man verskuldig is teenoor sy vrou, kan jy met 'n rein gewete na God saam met jou vrou gaan. Mans, wees heilig, leef heilig, veral in jou huwelik. So, binne hierdie kringetjie, dis jou oefenskool hoe om heilig te lewe. Dan tweedens, leef anders in jou daaglikse omgang, al is dit baie keer swaar. Dis die volgende verse, vers 8 tot 17. Hoe leef ek as heilige in 'n wêreld sodat my optrede leefwyse so anders sal wees dat mense my sal herken as 'n volgeling van Jesus. Ek gaan vir julle vers 8 en vers 11 lees. Die lettertjies is baie klein op hierdie stadium. Vers 8 sê, ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan kry. Vers 11. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na. Hier word sommer 'n klomp baie praktiese goed uitgestippel om te sê, as jy regtig wil weet hoe om uit te staan in hierdie wêreld, dat mense jou sal herken as 'n volgeling van Jesus,
dan moet jy totaal anders die teenoorgestelde van die wêreld wees. En hy begin deur te sê, wees eensgesind. En hy praat met die gelowiges, met die gemeente. Hy sê, wees eensgesind. Paulus skryf in Filippense 2 vers 2, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde vir God en vir mekaar, een van hart, hoe die Heilige Gees ook in jou hart werk, en een in strewe na hierdie eenheid, strewe na dit wat ons as gelowiges saambind, jaag dit na, wees eensgesind, wees medelydend of simpatiek, wees sensitief vir mekaar se gevoelens, ons verskil van mekaar, ons kan so maklik op mekaar se tone trap, wees sensitief vir mekaar se verskille en gevoelens, wees liefdevol, die maatstaf, die liefde van Jesus, so lief as wat Jesus ons tot die dood toe gehad het, so moet julle mekaar ook lief hê, sê Jesus. Wees goedhartig, wees goed van hart. Dit beteken dat jy elke vorm van kwaad, het ons verlede week gepraat van, elke vorm van kwaad moet uittrek, want ontslaa raak. Daar moet 'n hartsverandering, 'n hartgesindheid kom, sodat dit van binne afkom. Dit moet jou default wees, jou normale, om goed van hart te wees, goedhartig te wees. En wees nederig. Filippense 2 vers 3, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. Dis waaroor dit gaan in nederigheid. Dat ek myself nie op hierdie wat sy pedestal sit nie, maar dat ek die ander een sy belange in ag neem, dat ek die ander een hoër ag as ek self. En dan sê hy, moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Jou lewenswandel moet heilig wees, want dis jou roeping, dis waarvoor God jou geroep het. En daarom seën eerder jou vervolgers. Paulus sluit aan in Romeine 12 vers 14 tot 21, as hy praat daarvan, die wraak kom op die ouend vir God toe. Maar seën eerder jou vervolgers, sodat hulle ook skaam word op grond daarvan. Jesus sê self in Matteus 5 van vers 38, hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Ek sê egter vandag vir julle, julle moenie mense wat julle sleg behandel, probeer terugkry nie. Nie oog vir oog, tand vir tand nie. En dan gaan hy aan en dis 'n tema wat reg deur die Nuwe Testament loop en ook in Petrus se briewe, hou op kwaad praat. Hou kwaad praat, want dit vernietig alle verhoudinge. Jy onthou ons het terug vir hoofstuk 2 vers 1 het Petrus ook daarmee begin as gesê, raak ons slaaf van hierdie kwaadhartigheid. Kwaad praat. Jakobus 3 vers 6 sê, jou tong is 'n vuur wat jou hele lewe laat uitbrand. En die ergste is dat dit die duiwel is wat die vuur in jou mond kom aansteek wat jou hele lewe kan vernietig. Dit is 'n verwoestende effek. En dan sê hy ook, bly weg van die kwaad. Doen wat goed is en soek vrede. Jaag die vrede na. Jesus sê in Matteus 5 vers 9, geseënd, gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. So, dis hoe jy heilig is, hoe jy heilig leef in die wêreld. Nie met 'n aangeplakte, kunsmatige gedrag en optrede nie, maar iets wat kom uit vanuit 'n hartsverandering, kom uit 'n wedergebore hart, nuut gemaakte lewe deur die opstandingskrag van Jesus, gedrag wat bepaal word deur die Heilige Gees wat jou lewe beheer. En dan voeg Petrus weer eens 'n woordjie van waarskuwing by. Hy sê, as jy so gaan lewe, moet ek jou waarsku, jy gaan teëstand kry. Mense gaan die lewe vir jou probeer moeilik maak.
Hulle gaan probeer om jou Christendom te diskrediteer. Hulle gaan jou verdag maak, hulle gaan jou beskinder en sleg sê agter jou rug, maar moenie vir hulle bang wees of toelaat dat hulle jou getuienis stop nie, sê vers 14. Moenie dat dit jou stop om heilig te lewe nie. Wees altyd gereed met 'n antwoord oor jou keuses om die goeie en die regte ding te doen. Ook hoekom jy bereid is om te midde en te spyte van alles, bereid is om vir Christus te leef. Bereid is om die hammering te vat en te ly, omdat jy 'n Jesus volgeling is. Daarom sê 1 Petrus 3 vers 15, hy sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Mense gaan kyk en sê, wat's fout met jou? Hoekom is jy so anders? Ons het in die begin van die jaar het julle die kort 2 petitjies aanlyn gestuur, wat ons sê, kom ons maak hierdie jaar 'n jaar van goeie nuus. Wanneer mense met ons praat en met ons doen het, dan moet hulle iets van hierdie hoop in ons sien lewe, en hulle moet vra, wat gebeur in jou lewe? Wanneer jy hoor dat mense van jou kwaad van jou praat, jou sleg sê en beskinder, as dit is wat die wêreld doen, hoor jy nie wat sê die mense van jou nie? Hoor jy nie wat jy dalk weer daar fout gemaak het nie? Hoor jy dalk weer dit nie? Dan moet jy gereed wees met 'n antwoord om te sê, my God sal my reg laat deurbreek, my God sal my naam in ere herstel. Ek is 'n koningskind. Ek is royalty, ongeag wat jy sê. En as die wêreld kom en sê, sien jy hoe die inflasie jou pensioen en jou geld al hoe minder werd maak? Hoe kan jy nog op jou ouend ook 'n dankoffer in die kerk wil gee? Dan moet jy gereed wees met 'n antwoord. My God is groter as inflasie. My God is groter as die rand-dollar wisselkoers. Ek is nie van die rand en geld afhanklik nie. Ek is afhanklik van God. En daarom kan ek met vrymoedigheid en met blydskap 'n dankoffer gee. En as die wêreld kom en sê, kyk hoe loop die kerke leeg. Kyk hoe buite verskeer Christene mekaar. Wie wil nou aan so 'n kerk behoort? Dan moet jy gereed wees met 'n antwoord. Sê, maar dit is God se kerk. God hou sy kerk in stand. En die helse magte sal dit nie oorrompel nie. En ons aan die kerk, ons is nog almal onder konstruksie. God is besig om ons te werk en te skaap, sodat sy beeld al meer en meer in ons te voorskyn kom, en ons is nie aldag 'n goeie advertensie vir hom nie, maar God het ons nie afgeskryf nie. Hy is met ons op pad, en watch ons vorentoe. Kyk waarheen is God met ons op pad. En as die wêreld kom en sê, kyk hoe sleg gaan dit met julle, lyk nie of God julle gebede voor nie, lyk of hy julle eerder afgeskryf het en ignoreer. Hoekom moet julle hom nog dien? Dan moet jy gereed wees met 'n antwoord. God sê, op die regte tyd, op sy tyd, sal hy jou gebed beantwoord. Hy sal vir jou alles ten goeie laat meewerk, al voel en lyk dit nie so nie. En God beloof in elk geval, hy sal jou nooit verlaat en die steek laat nie, al gaan jy deur die donkerste diepte. So, wees gereed met 'n antwoord oor die hoop wat in jou lewe. En daarom kom Petrus en hy moedig ons aan en sê, moenie ophou om heilig te lewe nie. Moenie ophou om goed te doen nie. Moenie ophou om vrede te maak nie. Moenie ophou om die regte keuses te maak nie, al kos dit jou. Al beteken dit dat jy die swaar kry en die verwerping of vernedering moet gaan, moenie ophou om heilig te lewe nie. Onthou, ek en jy is geroep om in die voetspore van Jesus te volg, ook wat sy lyding betref. So hoekom sal 'n mens dit doen? Hoekom sal jy jouself blootstel in dit alles? Hoekom sal jy volhou om die regte keuses te maak? Hoekom sal jy volhou om Jesus te volg? Petrus gee 2 redes. Hy sê, uit eerbied vir Christus. Uit eerbied vir Christus. Omdat jy hom respekteer, omdat jy na hom opsien, omdat jy sy wil doen, omdat jy hom wil behaag, omdat jy hom gelukkig wil maak.
omdat hy jou lewe is. Daarom. En die tweede ene, sê hy, sodat julle vervolgers skaam sal kry. Dis vers 16. Sodat julle vervolgers ook skaam sal kry. Dit bring ons by die derde punt. Leef met jou oë gefestig op die lewende Jesus Christus, verse 18 tot 22. Nou, in daai gedeelte kom maar 'n paar baie moeilike versgedeeltes na vore. Ek gaan nou nie vanoggend op al daai gedeeltes aandag gee nie. Petrus vra, wat maak jou volhou en staande bly ten spyte van teenstand, swaar kry en lyding? Dieselfde ding wat Petrus so onverskrokke teen alle gevaar en teen die dreigemente in vreesloos die goeie nuus laat verkondig het. Hy het bly kyk na Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Die lewende Here. Want Jesus is die oorwinnaar oor die dood. Hy is die oorwinnaar oor die bose magte. En dit is wat vers 22 hierso sê. Hy sê, Jesus is nou aan die regterhand van God, nadat hy die bose magte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. En dis waarmee Petrus vir ons wil troos. Jesus het die bose magte aan hom onderwerp. Jesus het die hemel ingegaan en sit aan die regterhand, die regeerkant van God, die Vader. En dan sê Petrus, en net in geval die bose nie die memo gekry het, dat Jesus opgestaan het en die oorwinnaar is nie, dat Jesus tussen die tyd van sy kruisiging en sy opstanding, sy oorwinning aan die bose magte gaan verkondig, aangekondig, die wat in die doderyk gehou word, vers 18 tot 20. Hy het vir hulle gaan vertel, dat hy leef. Hy het hulle gaan vertel, dat hy die oorwinnaar is. Hy het al gaan vertel, dit wat lang terug in die Ou Testament gesê het, wat julle nie wou glo nie, hier is die bewys. Hier is die bewys. Hierdie geeste verwys waarskynlik na die gevalle engele in die dag van wat in die dag van Noag gesondig het, Genesis 6 vers 1 tot 4, julle kan dit gerus gaan nalees, en Petrus sê, dat Christus deur sy gees aan hulle die oorwinning gaan verkondig het. Dis hierdie geeste wat volgens 2 Petrus 2 vers 4, en Judas 1 vers 6, in duisternis gebind is, opgesluit en wag vir die oordeelsdag. En hoekom skryf Petrus nou hieroor? Ek bedoel, wat het die bose geeste nou met dit alles te doen? Hy skryf dit om ons te bemoedig. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte wat daarop uit is, om ons lewe moeilik te maak, wat uit is, om ons te laat ontspoor. Hy bemoedig ons om te sê, wanneer ons deur die bose magte aangeval word, Jesus het al klaar oorwin. Maar, dit is ook 'n waarskuwing. Dit is ook 'n waarskuwing aan die bose geeste wat in die werk is, en dink dat hulle die boetoon oor ons voer. Petrus sê vir die bose magte, onthou, julle is die verloorders. Julle is besig om die gelowiges te teiken, maar onthou net een ding, julle is die verloorders. Die bose magte wat mense in omstandighede gebruik om die lewe vir jou moeilik te maak, is reeds op Golgotha oorwin. Jesus het al reeds aan hom onderwerp. Paulus skryf dit so in Kolossense 2 vers 10, as hy sê, Jesus is die hoof van die bose magte. Hy heers oor hulle. En dan sê vers 15, God het elke mag en gesag ontwapen, dis met Jesus se kruisdood, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Toe Jesus uit die dood het opgestaan het, was dit so goed of hy hierdie bose magte agter sy strydwa vasgeketting het en met hulle deur die stad gesleep het, dat almal kon sien, dis die verloorders. Hier is die wenner, dis die verloorders. Hy sê, bose magte, neem kennis, dis wie wat julle is. Bose magte,
jou doppie is geklink. Jy het nie die mag oor die gelowiges wat jy dink jy het nie. Want sê in Johannes 4 vers 4, hy wat in julle is groter as die duiwel wat in die wêreld is. Hoor julle wat sê? God wat deur sy gees in ons woon, is groter, sterker as die duiwel wat in die wêreld is. Daarom skryf Paulus in Efesiërs 1 van vers 18 as hy sê, ek bid dat God julle geestesoë so verhelder, dat julle, ons gaan 'n gedeelte aan, dan voeg ek by, of voeg ek dit verder, julle geestesoë so verhelder, dat julle kan sien, hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom aan die hemel aan sy regterhand laat sit het. Ons is nie die losers nie. God werk met dieselfde kragtige werking van sy mag in my jou lewe om die bose te oorwin en te weerstaan. Want sê Jesus op die ouene ook vir ons in Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal julle moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Of soos die boodskapvertaling sê, die ongelowige sal alles wel vir julle probeer moeilik maak. Moenie dat hulle julle ontstel nie. Troos julle daaraan. Ek het bewys dat ek sterker is as enigiets of enigiemand in hierdie wêreld. Ek en niemand anders nie is die regte wenner, sê Jesus. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, moenie in jou omstandighede vaskyk nie. Moenie dat die Satan en sy bose magte jou oorrompel met goeie soos depressie en hooploosheid en uitsigloosheid nie. Moenie swoeg voor die aanslag van mense wat die lewe vir jou moeilik maak nie. Moenie dat dit jou onderkry nie. Moenie aan die sondes toegee wat jou verhoudings probeer verwoes en jou getuienis probeer neutraliseer nie. Kyk na Jesus. Hou jou oë op hom gerig, volg sy voetspore. Hou aan hom vas vir lewe en dood, want Jesus lewe, hy die bose magte alreeds aan hom onderwerp. Daar wil ek jou vanoggend weer eens uitdaag. Ek wil jou uitdaag om voor die spieël te gaan staan, om jouself af te vra, wat sien ek? Wie sien ek? En ek dink ons almal sal waarskynlik sê, wat ek in hierdie spieël sien, is 'n loop en val en opstaan sondaar. Dat ek baie keer te skaam is om myself in die oë te kyk in hierdie spieël, want ek ken my eie klop sonnetjies waarin ek vashou. Ek ken al die afdraai paadjies wat ek al geloop het. En as ek so na die spieël kyk, kan sê ek, oh nee, ek dink nie ek kan 'n heilige wees nie. Maar ek wil jou vanoggend uitdaag om met geestesoë na daardie beeld in die spieël te kyk. Ek wil jou uitdaag om met God se oë na jouself te kyk, om jouself te sien soos wat God jou sien. En God sê vir jou, jy is spesiaal. Jy is kosbaar. Jy is met die hand uitgesoek. Jy is duur gekoop. Jy is skoon gewas deur die bloed van Jesus. Jy is volkome vergewe op Golgotha. Jy is wedergebore deur die Gees. Jy is nuut gemaak. Jy is royalty. Jy is kind. Jy is deel van die huisgesin van God. Dis hoe God na jou en my kyk. Nou kom sal ek dan vir God 'n leenaar noem. Hoe kan ek na God gaan en sê, maar dit is nie waar nie? Want dit is waar. Dit is waar. Dis hoe God vir my
en vir jou sien. En daarom die oproep. Wees heilig. Leef heilig. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe bewus van jou identiteit, van wie en wat jy in Christus is, en leef dan heilig. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.